Daar is hy, goeiemôre. Kan jy my hoor? Daar is hy, praat sommer hard genoeg. Baie welkom vanoggend hier by vanoggend se erediens. Is lekker om julle almal hier so te sien en almal begin nou so uit mekaar uit te spat. Desember is om die draai en skaapboude is in die oond. Ons wil vir vanoggend baie welkom heet hierso. En as ons julle nog nie gegroet het nie en as nuwe intrekkers, môre vir julle almal. As julle iemand sien, waai sommer so vir hom, sê vir hom hallo. As jy hom nog nie gegroet het nie. Dan het 'n paar afkondigings. Vanoggend se deurkollekte gaan ons vir die dienssentrum skenk. Vir ons bydra aan hulle. En dan sal jy sien vanoggend het ons tweede Advent Sondag Kersfees aangesteek. Daar's ons nou 4, ons is nou by nommer 2. En dan wil ek net onder die aandag bring van die kerkraadsverkiesing. Dit sal bevestig word in Januarie, maar ons het ons voorgestelde lede Tonia van Wyk, Jacques Breitenbach en Jan Kugner. So ons sal in Januarie oor hulle lot besluit. En dan wil ek net sê, Dominee Jacques is met verlof tot die 6de Januarie, maar hy is wel nog hierso, as jy hom wil plaas, tot nou, hy is nog hierso. Hy preek wel vir ons die 25ste en die 31ste Desember. Daai dienste sal hy vir ons hanteer. En dan moet ek vir u noem dat ons besoek hierdie week die Leeukuil skuiling. As daar mense is wat wil saamgaan, dis Woensdag 11:00, vertrek hier vanaf die kerk af. En u kan net van Anita laat weet as u dalk wil saamgaan. En dan is dit vir my 'n voorreg om dan vanoggend vir proponent Wim de Tooy, 'n ou gesig, weer welkom te heet hier by ons. Ons glo dat u boodskap vir ons in die harte sal lê en ons bied hom baie sterkte. Baie dankie. Hartlik goeiemôre van my kant af. Dit is lekker om weer saam met julle hier te wees. Vandag lekker warm. Laas keer was dit koud en reënerig. En so 'n heerlike dag, heerlike Kerstyd wat ons eintlik hier so het in Afrika. Ons is ook lekker warm weer oor die Kerstyd. Ja, mag dit vir jou 'n besonderse oggend wees, 'n ontmoeting met die Here en 'n ontmoeting met sy woord. En wat hy vir ons sê oor die Kerstyd. So kom ons word net so 'n bietjie rustig, ons maak ons gedagtes 'n bietjie stil van al die goed wat rondhardloop en die dinge wat ons nog moet doen en die goed wat ons beplan om te doen en al daai tipe van goed. En ons raak rustig in God se teenwoordigheid. Kom ons word stil. Hemelse Vader, ons prys U. U is God. U is God almagtig. U is God wat voorsien. U is die God wat aan ons dink. U is die God wat ons soek en kom inhaal om tyd saam met ons te spandeer, Here, en ons is vandag hier in U teenwoordigheid saam, Here, voor U woord as 'n gemeente, Here, om saam met U te wees in hierdie Kerstyd. En wil U vandag in besonder by ons wees, want ons weet dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, mag jy dit so ervaar vanoggend, en besonder in jou hart, as ons ook na die woord van die Here kyk. Kom ons sing in hierdie Kerstyd 2 liedere, sommer as ons lofsang. Ons begin met 'n bietjie van 'n kinderliedjie, al was ek nie daar nie. Ek weet dis waar. Dis 'n geweldige uitspraak eintlik. Want as ek was nie daar nie, maar ek weet is waar. Weet dit is so. En kom ons sing daarvan lied 355 1 tot 2 en dan gaan ons outomaties oor na lied 353. Die Heiland is gebore in Bethlehem. Kom ons staan en ons prys die Here daarvoor.
gemeente, as jy jou Bybel saamgebring het, ons lees uit Lukas hoofstuk 2, sekerlik een van die mees gewildste en bekendste gedeeltes tydens Kersfees, waar die engel met die herders gesels oor Jesus. As jy jou Bybel saamgebring het, lees daar van vers 10 af, waar die engel met die herders in die veld praat. En dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dis vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dis ons teksgedeelte vir vandag. Kom ons bid en vra die Here dat hy deur sy woord sal spreek, sodat ons sal verstaan. Vader God, ons prys U. Ons prys U as die almagtige Here. O Here, weer eens hierdie jaar staan ons stil by hierdie boodskap wat die engel vir die herders gebring het en ook vir ons. Ons het dit miskien al baie keer gehoor, maar Here, wil U dit vir ons kom nuut maak, kom duidelik maak, verstaanbaar maak, dat ons sal huis toe gaan en sê, ons verstaan wat die engel sê, en wat U sê, en wat die woord sê. Breek die woord vir ons oop vanmôre asseblief, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, hier is, soos ek reeds gesê het, een van ons bekende Kersfees tekste. Want dis 'n woord van vrede. Die engel sê, ek bring vir julle 'n boodskap van goeie tyding, daar's vrede, en dis vir almal. Of is dit? Vers 14 sê vir ons, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Waaroor gaan Kersfees? Waaroor gaan hierdie boodskap? Ons almal weet dit. Die meeste van ons weet dit. As u soos ek groot geword het in die kerk, en van kleins af as jy deel van 'n gemeenskap, want jy geweet elke jaar hierdie tyd, dan vier ons Kersfees en ons kyk na die geboorteverhale van Jesus toe hy gebore is en alles wat gebeur het, en ons voer dit partykeer op. Ons ken dit. Ons ken Kersfees. Ons ken kerskaartjies, wel laat nou nie meer so baie soos toe ek nou klein was, toe dit gewild was om kerskaartjies te gee nie. Maar die kersboodskappe wat ons hoor, en wat ons partykeer per WhatsApp of SMS gekry het, dan hoor ons hierdie woord van vrede. Vrede vir almal. Vrede vir Kersfees. Vrede, daar's ergens vrede tussen al die ander boodskappe wat ons tydens Kersfees onthou en herdenk, hoor ons dit. Ons dink hier aan beelde van die skaapwagters. Ons dink aan beelde van kinders, van skapies, van engele, en hulle staan hier rondom die krib met die kindjie in. Dis Kersfees. Ons is goed bekend met hierdie boodskap. Nou moet ons vanmôre versigtig wees. Want dis dalk juis hierdie oorbekendheid met beelde waarmee ons groot geword het en wat vir ons in hierdie tyd kom inspeel, dat ons baie keer die boodskap van Kersfees kan mis en dit verdraai.
En ons mis dit. Want ons woorde skep 'n gemaklike atmosfeer. Ons skep 'n lekker gevoel, emosies van vreugde, vrede, geskenke, liefde. Ons dink aan liggies en skapies, welwillendheid, omgee. Dis 'n lekker tyd in die kerk en in die algemeen in ons gemeenskap. Nou as in vanmôre wil ek 'n poging doen om duidelikheid te skep. En ek wil bietjie wegbeweeg van hierdie lekker gevoel wat Kersfees by ons wakker maak. En ek wil vra, wat beteken ons teks? Wat het Lukas verstaan wat die boodskap van die engels was? Wat het Jesus verstaan van hierdie vrede wat hy gebring het en wat gekom het? En wat verstaan die Nuwe Testament en die Bybel is hierdie vrede op aarde waarvoor Jesus gebore was? En miskien as ons hierna kyk, mag jy dalk vanmôre 'n bietjie ongemaklik voel. Maar ek hoop jy gaan ook opgewonde voel. Dalk moet ons begin met en sê, wat is dit nie? Wat sê die Bybel baie duidelik, is dit nie? As ons na ons wêreld kyk, dan hoor ons baie keer die gedagtes van, maar hier is soveel oorlog in die wêreld. Hier is soveel konflik en baklei en mense stoei met mekaar en ons hoor van oorloë en ons sien mense slaan mekaar en party word doodgemaak en vir baie mense is dit 'n slegte tyd. En dan vra mense hierdie ding van, maar waar is die vrede van Kersfees? En dan sê die Bybel baie duidelik vir ons, die vrede op aarde wat Jesus gebring het, is nie 'n internasionale of 'n politieke vrede nie. As ons vrede op daardie vlak gaan soek, gaan ons koppe stamp. Dis nie 'n vrede wat die doel het om wêreldoorloë te beëindig nie. Dat jy kan nie gaan meet aan wat in ons wêreld aangaan en gaan kyk en sê, maar hier is soveel mense wat aan die beklei is. Daar's nie vrede nie. Dit was 'n flop gewees. Oor die algemene geskiedenis kry ons twee groepe mense. Party sê die Christendom sedert Jesus het baie meer vrede in die wêreld gebring. En dan kan ons 'n klompie goed oplys van wat wel gebeur het na Kersfees met die groei van Christendom en die kerk en die goeie dinge wat gekom het en wat die kerk gedoen het en wat Jesus gedoen het en sy volgelinge. Maar dan is daar ook 'n ander groep wat sê nee, die Christendom het meer oorlog en bloedvergieting veroorsaak as nog ooit van tevore. En as ons eerlik met onsself is, dan moet ons sê hierdie ouens het 'n punt. Ek wil nie hierop ingaan vanmôre nie, behalwe om te sê dat die laaste 2000 plus jaar was daar en is daar 'n skrikwekkende hoeveelheid konflik, bloedvergieting, moord en lyding, beklei en haat tussen mense oralster in die wêreld. Ons kan dit nie misken nie. So as ons daarna kyk, dan moet ons erken as dit die vrede is wat Jesus kom bring het en wat die engel vir die herders kom sê, hier's 'n wonderlike boodskap van vrede, dan is daar iets fout. As dit is waarvan Lukas skryf, dan moet ons erken dat Jesus, sy boodskap, sy volgelinge, ja, sy kerk, 'n groot mislukking is. Alles het gefaal. Dit het nie gewerk nie. So die eerste ding wat ek vanmôre wil sê, as ons Kersfees meet en hierdie boodskap van vrede meet aan vrede oor die algemeen van mense wat konflik het, dan is dit nie die vrede nie, want Jesus het nie gekom primêr hier om oorlog en geweld tot niet te maak nie.
So 'n bietjie duidelikheid vir ons gee Lukas later, hoofstuk 21, vers 9 tot 10 en ook vers 12, dan sê Jesus, wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet plaasvind. Maar is nog nie die onmiddellike einde nie. En dan verder sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Maar nog voordat dit alles gebeur, sal julle gevange geneem word en vervolg word. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in die gevangenisse. Dis Jesus se woorde. Dit kan nie die vrede wees wat die engel van praat nie. So Jesus sê basies, moenie dink dat die wêreld vrede en die neerleef van wapens die resultaat van my geboorte gaan wees. Ons moenie dink dat daar gaan nou vrede in die land wees, omdat ons hierdie jaar weer Kersfees vier nie. Ons moenie dink nasies en mense en groepe gaan ophou beklei nie. Christene skep vrede, maar is nie wat die engel van praat nie. Tweede ding wat die Bybel vir ons sê, dit nie is nie, is dis nie 'n innerlike vrede nie. Ons hoor hierdie argument ook baie by mense, en sê maar is 'n innerlike vrede wat die engel van praat. Daar's nie regtig ander vrede nie. Jy moet vrede met jouself hê, en jy moet op vrede liewende goeders fokus, en dan leef jy 'n lewe van vrede. En as jy dit regkry, as jy hierdie innerlike of 'n interne balans kan regkry, dan het jy 'n geestelike vredeservaring, as ek dit so kan stel. En hierdie ervaring stel 'n mens in staat om alle konflikte te vermy. Dit beteken jy kan in vrede met almal leef. En ek. Want ons het vrede hier in die binnekant, en daar's baie maniere wat die wêreld dit vir ons opdis om te sê, as jy hierdie program volg of daardie dinge doen, dan leer jy om hierdie pad van vrede te ontdek. Lukas 12 vers 51 sê Jesus, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee. Ek sê vir julle eerder verdeeldheid. Ons moet oplet dat Jesus hierso nie sê dat verdeeldheid tussen nasies en godsdienste, dat dit nie gaan plaasvind nie. Jesus kondoneer nie hierso enige heilige oorlog nie. Hy sê nie dis alright laat ons beklei nie. En hy sê nie ek kan in die naam van Jesus Christus iemand anders gaan aanval nie. Hierdie goed is politiese oorloë. Vers 53 sê hy, hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder. Skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Dis die verdeeldheid wat Jesus bring. So dit klink nie baie na vrede nie. Wat Jesus hier vir ons sê, wanneer ek in jou lewe gaan inkom, gaan dinge verander. As ek inkom, gaan daar konflik wees. Daar gaan koppe stamp wees met die mense rondom jou. Dalk die mense vir wie jy die liefste is en wat vir jou lief is. Want ek's anders. My vereistes is anders. Jy gaan vind dat jy dalk gaan koppe stamp met die mense in wie jy so mooi en vrede saamleef. Jou familie, jou vriende, jou kollegas. Ek bring vuur op die aarde, konflik, mense gaan kwaad word.
Want jy gaan dinge moet sê en doen waarvan mense nie gaan hou nie. Wat mense ongemaklik gaan maak, want die vrede waarvan die engel hierso praat, dwing jou om anders te wees. Ons gaan nie inpas nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar Paulus skryf van 'n innerlike vrede. Wat nou van dit? En soos ek net nog gaan wys, wil ek vir julle sê, dis daardie innerlike vrede is relatief aan die vrede van wat die engel van praat. Jesus leer dat wanneer hy in jou lewe inkom, gaan dit nie altyd vrede wees nie. Jy gaan in konflik leef. Sal na hierdie punt toe terugkom. Die derde ding wat die Bybel net nie sê dit is nie, en ek baie kortliks hierby staan, is 'n simboliese vrede. Want as ons nou kan sê, maar Jesus het nie gekom om oorlog te stop nie, en Jesus het nie gekom om my beter te laat voel nie, wel dan is dit 'n ideaal. Dis 'n mooi ding wat ek nastreef, maar nie regtig kan kry nie. So vrede word simbolies. En dit sien ons ook in ons wêreld. Ons sien baie plekke, veral op die politieke vlak, hang ons vinnige vlaggie, wit vlaggie met 'n blou duif uit, met 'n takkie dalk in die mond, en ons sê vrede. Ons jaag dit na, ons moet in vrede leef, maar ons weet almal van julle jok, want ons agter die lyne beklei ons. Ek onthou baie jare terug as kind het ek 'n fliek gekyk, Miss Congeniality, van Sandra Bullock, en sy's 'n polisievrou wat moet deelneem aan 'n Miss Universe tipe van skoonheidskompetisie. Undercover moet sy deelneem. En sy pas glad net nie in nie. En elke keer as een van die dames vorentoe kom en die beoordelaars vra vir hulle, wat gaan jy bereik as jy nou Miss Universe is? Dan sê hulle, weet, wêreldvrede. En dan klap almal hande. Dan kom Sandra Bullock op die ouene soos sy sê, wat gaan jy bereik as jy eendag Miss Universe is? En sy sê, ek sal al die skurke in die tronk gooi en die sleutel wegsmyt. En dan skok almal, dan is almal geskok. En sê, hoe kan jy? En dan sê, en wêreldvrede. En dan is almal gelukkig. Dis baie keer hoe ons na vrede kyk. Wêreldvrede, maar is daar ver en is daar aan die ander kant en ons kan dit nooit regtig bereik nie. So dit word simbolies. Die engel sê nee. Vrede op aarde. Dis nie daardeur ver nie. Dis vir ons. Vrede is konkreet. Dis spesifiek en eg. Dis nie vir eendag nie. Maar is vir nou. En dis vir alle mense beskikbaar. So wat is hierdie vrede? Die engel sê dit vir ons. Vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Vir die mense in wie God 'n welbehae het. Dis vir wie vrede is. Die ou vertaling praat van op wie sy guns rus. Dit beteken dat God op 'n stadium nie behaag in mense gehad het nie. En dat daar 'n stadium was wat mense nie in sy guns was nie. Ons almal. Maar nou is daar vrede. Vir sommige mense is daar welbehae en guns. En dit is die vrede wat die engel aankondig. So dis nie 'n vrede in ons nie. Dis nie 'n vrede tussen ons nie. Maar is 'n vrede tussen mens en God. Oeps, daar skree ek. Dis 'n vrede tussen ons en God. En nie almal vind dit nie.
Lied 365 van ons liedboeks sê, hoor die blye engellied. Vrede op aarde, God die eer. Hy daal tot die sondaar neer. Dis vrede. Dis vrede. God daal tot die sondaar neer en kom maak vrede met ons. Dat ons weer in sy guns kan kom. Die Engelse oorspronklike Engels van dit sê, peace on earth, mercy mild, God and sinner reconciled. Is dit nie fantasties nie? Dis wat vrede is. Wat is ons vrede? Vyandskap en oorlog tussen God en sondaars was daar, maar nou is daar vrede en versoening. Ons leef van die geboorte van Jesus Christus, soveel jare gelede, leef ons in genade tyd. 'n Tyd waar daar genade vir die hele wêreld is en vir almal. Wat God sê, ek hou oordeel en straf terug. My genade is daar in Christus Jesus, maar nie almal gaan dit vind nie. Party mense sê, ek wil niks daarmee te doen hê nie. Ek stel nie in godsdienst belang nie. Ek stel nie in Jesus belang nie. Ek stel net in myself belang. En jy vind dit nie. Dit is belangrik dat ons besef, hierdie vrede kan jy net op die aarde kry. Wat bedoel ek daarmee? Jy kan dit net in hierdie lewe vind, u en ek. Jesus sê, hier is my vrede. Jy vind dit in hierdie lewe. Nou kom 'n punt waar dit verby is. En is hier vir almal vir ons. Paulus skryf vir ons in Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Kan ek dit weer lees? Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Dis die boodskap van die engel. God spreek ons vry deurdat ons glo. Jesaja hoofstuk 9 is gewoonlik deel van ons Kersfeestekste. In hoofstuk 9 sê Prof Timothy Keller, as ek hom aanhaal, sê, the prophet Isaiah looked forward to the arrival of a future king who would make a covenant of shalom, peace, well-being with his people. This king would set the world right and heal all that has been harmed. Dis die verwagting as ons ingaan in Kersfees in. Verwagting dat God sy volk sal herstel tot glorie. Dis wat Jesaja kom sê het vir die volk. Daar gaan op 'n stadium gaan God alles kom herstel deur vir ons iemand te stuur. Daar gaan 'n tyd kom wat die volk weer vir God sal dien, deur die wet van Moses na te kom en die belofte van Abraham te vervul. Maar Paulus kom sê vir ons op die ouende, ja, maar dit was baie groter. Want die wet kan nie red nie. Die wet is te swak om dit te doen, sê Paulus vir ons in Romeine. Al wat dit vir ons gedoen het, is om te wys hoe sleg ons is. Dit wys vir ons sonde uit. Dit wys vir ons hoe gevange is ons in sonde. Maar die Nuwe Testament kom vertel vir ons dat Jesaja se drome verwagting in Jesus in vervulling gegaan het. Dat Jesus baie groter is. Dat Jesus hierdie goed kom regmaak het wat ons nie kan doen nie. Dat wanneer ons hierso sit en ons dink dalk vandag, maar ek moet God beïndruk met een of ander iets wat ek doen of sê of bywoon of doen.
Dan sê Jesus, jy kan nie. Jy kan nie. Daar's niks wat jy kan doen om my te beïndruk nie. Ek's lief vir jou, soos jy is. Ek gee om vir jou. Ek red jou. Ek het gedoen wat jy nie kan nie. En nou kom stap jy agter my aan. Mense kan hierdie vrede ongelukkig nie ervaar of vind sonder 'n verlosser. En daarom alhoewel hierdie vrede tot alle mense se beskikking is, maak nie alle mense vrede met God nie. Nie almal kom aan God se guns nie. Daarom skep Jesus 'n nuwe volk, waar daar plek is vir almal. Maar jy moet deur hom gaan, soos Paulus vir ons hier in Romeine 5 gesê het, daardie vrede is tussen ons deur Jesus Christus. Jy kan nie anderster by God uitkom nie. Jy kan nie vir Jesus sy stap nie. Kersfees gaan oor Jesus. Die boodskap van die engel sê hier's vrede. Dis hoekom hierdie kind hier gebore is. Vrede kom deur hom. God se guns kom deur hom. Die vrede van Kersfees is vir almal wat vir Christus Jesus as verlosser aanneem. Daar is vrede vir almal in wie hy 'n welbehae het. Daar's vrede vir almal wat vir hom lief is. Daar's vrede vir almal van wie God se lewe, wie se lewe God nommer 1 is. Liefde vir God vloei oor na ons liefde vir die naaste. Hiermee wil ek net so vinnig afsluit om terug te kom by die innerlike vrede wat Paulus van praat. Liefde vir God maak ons vredemakers. En daarom gaan ons uit as Christene en ons probeer vrede maak en oorloë stop en konflik hanteer en die wêreld beter maak. Want dit vloei uit liefde vir God uit. Dit keer oorlog. Dit stop konflik. Liefde vir God gee vir ons 'n innerlike vrede en dis die vrede wat Paulus van praat. Dis 'n vrede wat nie aan my eie werke of omstandighede of prestasies gekoppel is nie. Dis gekoppel aan my identiteit in Christus Jesus. As hy my verlosser is, ervaar ek sy teenwoordigheid in vrede. Al hierdie ander vorms van vrede kan net gevind word in vrede met God. So dit laat ons met die vraag, wat maak ons met die boodskap van die engel hierdie Kersfees? Is daar vrede vir jou? Ja, daar is. Gaan leef in God se vrede. Kom ons bid saam. Vader, ons prys U in die naam van Christus Jesus. O Here, dankie vir hierdie boodskap van vrede. Dankie dat ons in genadetyd leef vandag. En ons weer daardie genadetyd gaan stop wanneer U terugkom. Dankie dat ons nou vir U 'n keuse kan maak. Dankie dat ons nou met U kan vrede maak. Dankie dat daar tyd is om U guns terug te wen. Here, dankie vir hierdie boodskap van Kersfees. En dit is wat ons vier as ons vir iemand vandag sê, vrede vir jou. Mag jy 'n vredevolle Kersfees ervaar. Here, help ons om hierdie vrede te gaan uitleef vir ons gemeenskap wat soek na vrede. Vir 'n wêreld wat gewoond geraak het aan oorlog, beklei, moord, seermaak, doodslag. Ons lees dit in die nuus elke week. Here, help ons om 'n verskil te gaan maak.
dat mense kan vrede maak. Ons prys U in die naam van Christus Jesus. Amen. Liewe gemeente, kom ons dien die Here met ons offergawes. Vriende, kom ons sluit met die sing van wat ons nou net gehoor het, lied 365, hoor die blye engellied, daar is vrede vir ons. Gemeente, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by jou wees en bly in hierdie Kerstyd. Amen.